Ek het vanoggend 'n boodskap wat ek moet bring. Wat nie noodwendig jou oor gaan streel nie. En ek is dankbaar teenoor die Here dat hy met ons praat en dat hy sy woord met ons deel. Maar ek wil hê dat jy vanoggend moet bewus wees dat die Here is besig om ons te vorm. Hy is besig om ons te maak, die manne en die vroue wat hy wil hê ons moet wees. So vra vir die persoon langs jou, is jy reg om te verander? Dis 'n moeilike vraag, want waarheen wil ons verander? Van ons sal nou draai en sê, wie ek verander? Maar dit is so nodig om te hoor wat die Here vanoggend vir ons sê. So, ek wil vanoggend sommer dadelik 'n uitnodiging maak en vir jou sê, as jy nie wil hoor wat die Here vanoggend vir jou wil sê nie, jy is welkom om huis toe te gaan. Jy is welkom om huis toe te gaan, want as jy vanoggend gehoor het wat die Here sê, dan het jy geen verskoning om nie te verander nie. En ek is so bly, baie van julle is skaam en teruggetrokke, dat julle nie nou sal opstaan en loop nie. Want ek weet dat die Here vanoggend vir ons 'n woord gaan gee, wat ons so 'n bietjie in ons fondasie gaan skud. Is julle reg vir dit? Is jy reg om geskit te word? Ons praat van going deeper, wider, higher, further and higher. En vanoggend wil ek met jou praat oor going higher. Going higher. En ek weet dat hierdie boodskap so 'n bietjie in jou face mag klink, maar ek glo dat ek dit vanoggend met baie liefde vanoggend vir jou gaan bring. En ek wil vir jou sê that by going higher, you need to go lower. To go higher, you need to go lower on your knees. It's an invitation, but it does not remove holiness. It's an invitation to get closer to God, and therefore we need to be holy because God is holy. En almal van ons gaan deur dinge. Ons almal het moeilike ervarings. Ons almal het, kom ons noem dit struggles. Maar in en deur dit alles kom die Here en hy sê vir my en vir jou, do not be afraid, for I am with you. Do not be afraid, for I am with you. En ek wil hê jy met jou Bybel oopmaak in Exodus 19. Ek het vanoggend se boodskap gaan ek letterlik net skrif lees. Want terwyl ek, soos julle weet, soos die van julle wat my ken, hoe ek my preke voorberei is, ek skryf hulle uit woord vir woord. So my preek begin deur te sê, om op te beweeg na die Here toe en te sê, we are going higher, beteken dat ek en jy ons lewe moet reinig voor God. Mense wat help dit, ons kom in die kerk elke week en sê al hierdie mooi goedjies vir mekaar en ervaar selfs hoe die Heilige Gees beweeg. Maar ons reinig nie ons harte, ons oë, ons ore en ons monde nie. Hoeveel van ons het gelieg hierdie week? Hoeveel van ons het geskinder hierdie week? Hoeveel van ons het in ons harte ander mense, selfs broers en susters, sleg gesê? So dis hoe ek my preke skryf. En ek tik my preke uit. En terwyl ek so skryf met hierdie gedagte wat die Here vir my op my hart plaas, want dis hoe ek proses wat die Here vir my gee en so aan, het ek net begin om alles te delete wat ek geskryf het. Want God se woord gaan vandag vir my en vir jou die woorde gee wat hy vir ons wil sê. So Exodus 19 en ons gaan vanaf vers 1 lees en ek wil hê ons gaan 'n bietjie tyd in God se woord spandeer vanoggend. So ek wil hê dat jy jouself net so 'n bietjie moet inskakel dat ons gaan lees. Sê vir die ou langs jou, jy gaan lees.
Ek lees in die New Living Translation, al die skrifte wat ek nou vandag gaan lees, gaan in die New Living Translation wees, maar jy is welkom om in jou eie Bybel, jou eie vertaling te volg, die woord sê dieselfde. Maar voor ons verder gaan, kom ons bid net eers. Here, vandag wil ons met ons hele wese uitroep. Ons is nietig en ons is klein en ons is gemaklik om een ding te verklaar en dan net die volgende oomblik is ons anders, om iets anders te doen. Here, ons sê baie keer een ding en doen 'n ander ding. En so wil ek net vra, Here, dat U ons kom vergewe. Vergewe ons twyfel. Vergewe ons luiheid. Vergewe, Here, dat ons nog te veel op onsself staat maak en in beheer wil wees. Vader, vandag kom ons met opregte harte en goeie bedoelings en ons sê, Here, ons wil dieper, ons wil verder, ons wil weier en ons wil hoër gaan. Ons wil wees waar U is, Here. En Here, vandag wil ek sê, al is U voete die hoogste plek wat ons kan bereik, Here, is dit vandag vir ons genoeg om net by U voete te kan wees. Here, ons wil meer van U in ons lewe sien en ervaar en ons wil soos ons koning wees. Ons wil wees soos Jesus en ons wil lyk soos Jesus. Help ons Heilige Gees om die Vader tevrede te stel deur ons geloof in Hom. Want U woord sê, the only way to please God is by our faith, is to believe that God exists. Heilige Gees, help ons om te beweeg sodat wat U wil hê ons moet doen, dat ons dit sal kan doen. En maak ons vry van die verlede, Here. Maak ons vry van wat ons vashou. Ons wil vandag sê, ons wil saam met U beweeg. As jy dit saam met my sê amen. Kom ons lees Exodus 19 vers 1. Exactly 2 months. Ek wil net hier stop, in 'n ander Bybelvertaling sal hulle sê in about 3 months. Die New Living Translation het dit op die datum afgevat en dit was 3 maande nadat die jaar begin het. So dis hoekom vir sommige vertalings sê 3 maande. Maar hoe dit ook al sê, dit maak nou nie 'n groot saak nie, maar after the Israelites left Egypt, they arrived in the wilderness of Sinai. After breaking camp at Rephidim, they came to the wilderness of Sinai and set up camp there at the base of Mount Sinai. Then Moses climbed the mountain to appear before God. The Lord called to him from the mountain and said, "Give these instructions to the family of Jacob. Announce it to the descendants of Israel. You have seen what I did to the Egyptians. You know how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Now if you will obey me and keep my covenant, you will be my own special treasure from among all the peoples on earth. For all the earth belongs to me, and you will be my kingdom of priests, my holy nation. This is the message you must give to the people of Israel." So Moses returned from the mountain and called together the elders of the people and told them everything the Lord had commanded him. And all the people responded together, "We will do everything the Lord has commanded." Wie van julle het dit al gesê? We will do everything the Lord has commanded. So Moses brought the people's answer back to the Lord. Then the Lord said to Moses, "I will come to you in a thick cloud, Moses, so the people themselves can hear me when I speak with you. Then they will always trust you." Moses told the Lord what the people had said. Then the Lord told Moses, "Go down and prepare the people for my arrival. Consecrate them today and tomorrow, and have them wash their clothing. Be sure they are ready on the 3rd day, for on that day the Lord will come down on Mount Sinai as all the people watch. Mark off a boundary all around the mountain. Warn the people, be careful, do not go up on the mountain or even touch its boundaries. Anyone who touches the mountain will certainly be put to death. No hand may touch the person or animal that crosses the boundary. Instead, stone them or shoot them with arrows." Nuuskierigheid was nog nooit so gevaarlik nie.
They must be put to death. However, when the ram's horn sounds a long blast, then the people may go up on the mountain. Nou daai up on the mountain, want dit klink baie keer nog ons 'n bietjie dubbelsinnig. Die Here sê nou net vir die ouens, klim op. Moenie opklim nie, hier's 'n boundary, jy sal doodgaan. Met daai up on the mountain beteken mense kon nader kom aan die berg vanuit hulle kampterrein, waarvan hulle tente af. So hulle mag, wanneer die ram se horing geblaas word, kon die mense nader beweeg aan die berg. Vers 14. So Moses went down to the people, he consecrated them for worship, and they washed their clothes. He told them, get ready for the third day, and until then abstain from having sexual intercourse. On the morning of the third day, thunder roared and lightning flashed, and a dense cloud came down on the mountain. There was a long, loud blast from a ram's horn, and all the people trembled. Moses led them out from the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. All of Mount Sinai was covered with smoke because the Lord had descended on it in the form of fire. The smoke billowed into the sky like smoke from a brick kiln, and the whole mountain shook violently. Ek dink dit moes amazing gewees het om dit te sien en te beleef. Vers 19, as the blast of the ram's horn grew louder and louder, Moses spoke, and God thundered his reply. The Lord came down on the top of Mount Sinai and called Moses to the top of the mountain. So Moses climbed the mountain. Then the Lord told Moses, go back down and warn the people not to break through the boundaries to see the Lord, or they will die. Even the priests who regularly come near to the Lord must purify themselves so that the Lord does not break out and destroy them. But Lord, Moses protested, the people cannot come up to the mountains, up to Mount Sinai. You already warned us. You told me, mark off a boundary all around the mountain to set it apart as holy. But the Lord said, go down and bring Aaron back up with you. In the meantime, do not let the priests or the people break through to approach the Lord, or he will break out and destroy them. So Moses went down to the people and told them what the Lord had said. Ek wil aangaan na Exodus 20 toe. So kom ons gaan aan. Is julle nog reg? Haal julle nog asem? Hou julle nog by? Then God gave the people all these instructions. Ek wil vandag vir jou sê, hier kom inligting wat ek en jy moet volg. Hierdie is instruksies van God. So luister mooi. I am the Lord your God, who rescued you from the land of Egypt, the place of your slavery. You must not have any other God but me. You must not make for yourselves an idol of any kind or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea. You must not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God who will not tolerate your affection for any other gods. I lay the sins of the parents upon the children. The entire family is affected, even children in the third and fourth generations of those who reject me. Ouers, ons het 'n bietjie groot verantwoordelikheid op ons skouers. But luister mooi wat sê vers 6. But I lavish unfailing love for 1,000 generations on those who love me and obey my commands. You must not misuse the name of the Lord your God. The Lord will not let you go unpunished if you misuse his name. Remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. You have 6 days each week for your ordinary work, but the seventh day is a Sabbath day of rest dedicated to the Lord your God. On that day, no one in your household may do any work. This includes you, your sons and daughters, your male and female servants, your livestock, and any foreigners living among you. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and everything in them. But on the seventh day he rested. That is why the Lord blessed the Sabbath day and set it apart as holy. Verse 12. Honor your father and mother,
then you will live a long, full life in the land the Lord your God is giving you. You must not murder. You must not commit adultery. You must not steal. You must not testify falsely against your neighbor. You must not covet your neighbor's house. You must not covet your neighbor's wife, male or female servant, ox or donkey, or anything else that belongs to your neighbor. When the people heard the thunder and the loud blast of the ram's horn, and when they saw the flashes of lightning and the smoke billowing from the mountain, they stood at a distance, trembling with fear. And they said to Moses, "You speak to us, and we will listen. But don't let God speak directly to us, or we will die." "Don't be afraid," Moses answered them, "for God has come in this way to test you, and so that your fear of Him will keep you from sinning." As the people stood in the distance, Moses approached the dark cloud where God was. Dit is vir my net amazing om te sien hierdie groot en amazing storie waar die Here kom en hy mense uitnooi om na hom toe te kom, om hom te ervaar, om by hom te sit, om sy stem te hoor. En hier kom God oor die berg in die vorm van vuur en rook en vlamme en wind en aardbewing en dis geweldig. En die mense se reaksie is die volgende: "Moses, praat jy namens ons met God? Ons sal na jou luister, maar as ons na God luister, ons gaan almal sterf. Ons gaan almal sterf." En Moses sê vir hulle die volgende, en hierdie woorde wil ek hê dat ons baie naby aan ons harte moet hou vanoggend. Hy sê, "Don't be afraid." Sê vir een langs jou, "Don't be afraid." Don't be afraid. Hy sê, "For God has come in this way to test you." En ek wil vanoggend vir jou sê, God bring vanoggend hierdie woord vir my en vir jou om ons te toets. Om ons te bring by 'n plek waar hy kan sê, "Is my kinders besig om te luister?" En hy sê, "Come in this way to test you, and so that your fear of Him," die vrees vir God, gaan jou weghou van sonde. Sonde bring vir my en vir jou, dit breek ons weg van God af. Dit keer dat ek en jy dieper kan gaan. Dit keer dat ek en jy weier kan gaan. Dit keer dat ek en jy verder kan gaan. Dit keer dat ek en jy hoër kan gaan. Dit keer dat ek en jy in God se teenwoordigheid kan instap. Ek wil vandag vir jou goeie nuus gee. God wil hê dat ons elke oomblik van elke dag in sy teenwoordigheid moet kan staan. Maar as geval van sonde, stap ons weg van God. Dis nie God wat wegstap van jou nie. Ek wil dit baie mooi hard en duidelik vir jou vandag sê. God stap nie van jou af weg nie. Dis jy wat kies om te sondig en sonde vat jou weg van God af. Dit bring 'n skeidsmuur tussen jou en God. En daarom is dit belangrik dat ek en jy kan nie meer in hierdie lewe waarin ons is, meer aanhou sondig soos wat ons doen nie. Kyk ouens, ek wil vir julle eerlik sê, dis baie maklik as jy in 'n kringetjie staan en die ouens begin negatief praat en die ouens begin skinder. Dis baie maklik om dat ewe skielik saam met hulle te begin praat. Dis baie maklik om saam te begin skinder. Maar ek wil vandag vir jou voorhou dat die vrees van die Here moet vir jou sê, ek hardloop van hierdie groep af weg. Wat is vir jou meer belangrik? Wat is vir my meer belangrik? Is dit om vrees te hê vir ons God? En beteken hierdie vrees dan dat ek bang is? Nee, dit beteken juis ek wil nader aan my God. I want to honor Him. I want to praise Him. I want to love Him. I want to spend eternity with Him. Dis 'n longing, dis iets wat my nader aan Hom trek. Dis 'n awe of who God is. Want God is groot en hy is almagtig. Ek meen, dink net vir 'n oomblik, hier kom God en hy verskyn aan die volk Israel en 'n hele berg begin bewe. God is groot. Hy is almagtig.
En ek en jy moet 'n vrees vir die Here, 'n gesonde vrees vir die Here, hou ons weg van hom af. Terwyl ons hierdie boodskap deurgaan, wil ek hê jy moet in jou hart ondersoek instel om te sê, wat is daar in my lewe wat ek bo God stel? Toe ek hierdie skrifte neerpen of neersit op my dokument, toe sê ek vir die Here, ag Here, almal ken die 10 gebooie, ek gaan hom sommer skiep, ons wil vinnig deur hierdie preek gaan. En die Here sê vir my, nee, lees die 10 gebooie. Jy sien, ons almal het 'n bietjie mak geraak. Ek wil 'n klip in die bos gooi. Ons sien 'n maklike prentjie van respek wat opgebreek word wanneer daar gemaklikheid kom. Sien ons in ons skole. Onderwysers is jonk. Onderwysers wil 'n goeie voet voorsit met die kinders. En die kinders raak so bevriend met die onderwysers dat daar half nie meer hierdie respek verhouding is tussen kinders en onderwysers nie. Ek sien dit elke dag. Ons hoor dit. En dit is die tipe ding wat ek vanoggend vir jou wil sê. God is lief vir jou. God wil by jou sit en saam met jou koffie drink. God wil saam met jou sit en met jou kuier. But there must be an awe of who God is. Daar is 'n respek wat ek en jy vir God het. Daar is 'n eer wat ons vir hom bring, want hy's God. Hy's nie ons speelmaatjie nie. Hy's nie ons spaarwiel nie. Hy's nie ons noodhulpkussie nie. Hy's ons God. Hy's ons skepper. Hy's die skepper van hemel en aarde en al het God nog niks vir jou gedoen nie, verdien hy al die lof en die ere. Want kyk net na jouself. You are wonderfully and fearfully made in the image of God. You are special. Glo jy dit vanoggend? Net soos wat jy daar is. Jy kan niks in die lewe hê nie. Jy kan net daar wees, net jy. You are special. You are made in the image of God. En die vyand het dit reg gekry om mense weg te lok van God af, want ons het gewoond geraak aan materialistiese blessings. In plaas daarvan dat ons kyk na ons geestelike blessings. Dit wat die Here in ons lewe kom insaai. Die Here nooi ons uit. En hierdie berg van Sinai het half hierdie tension, want ons sit vandag en ons leef in die Nuwe Testament. Ons leef in die era waar Jesus Christus op die toneel verskyn het, en ek en jy nie meer onder die Ou Testamentiese wet vasgevang is nie, en daarom kan dit nogals confusing wees wanneer ons die Ou Testament lees, en ons lees hierdie tipe van boodskappe, en ons kom agter, maar hy, God is groot en hy is heilig, en dan is dit baie maklik om te draai en te sê, maar Jesus het my kom verlos van die wet, en ek hoef nou nie meer so dringend of so ernstig te wees rondom my geestelike lewe nie. Ek luister hoe mense praat. Die ou baas daarbo het uitgesort. Ek moes myself baie mooi weerhou hierdie week om nie iets te sê en te doen toe ek dit hoor nie. God is nie die ou baas daarbo nie. God is nie die groot man daarbo nie. God is God. En ons het respek vir hom. Ons eer hom vir wie hy is. We acknowledge that he is the God that created everything. Hy is God en ek is nie. Kan ek dit rephrase? God is God en jy is nie. Hy is God. Ons is net gemaak in sy beeld. So die berg van Sinai in die Ou Testament gee vir my en vir jou hierdie prentjie van dat God wil hê dat ons moet by hom wees. Selfs in die Ou Testament sien ons time and again hoe God uitreik na die mense om te sê kom wees by my. Hy nooi hulle uit. Kom wees by my. But you need to be holy. You need to be consecrated. Jy moet reg leef. Jy moet sonder sonde wees. Jy moet gereinig wees. You must be purified. Wanneer laas het jy jouself gepurify? Wanneer laas het jy vir die Here gevra, Here vergewe my van al my sondes?
Nie net uit 'n tradisionele aandgebed van Here, hierdie dag was moeilik, vergewe my vir dit en dit en dit en dit, en dan sê jy amen, dan draai jy om en jy slaap verder, en dan môreoggend, dan staan jy op en dieselfde ding gebeur, en dan doen jy dieselfde ding. Ouens, ons moet ophou om met God se genade te speel. Een dag is een dag, dan gaan God se genade meer vir ons genoeg wees nie, want dan is Jesus hierso, en dan staan ons voor 'n toe deur, en dan moet ons lewe reg gewees het. So wanneer ons sê we're going higher, is dit so 'n bietjie introspeksie van, Here, waar is ek met my lewe? Hoe leef ek? Wat doen ek? Die Here gee vir ons access, but access requires reverence, meditation and obedience. Dit verg dat ek en jy gehoorsaam moet wees aan God se woord. Ek het hierdie stelling gelees en dit is my so mooi. God is transcendent and he must be approached in the way he ordains or not at all. God is die een wat vir my en vir jou die weg oopmaak. God is die een wat vir my en vir jou sê, kom na my toe, maar daar is 'n sekere manier hoe jy na my toe moet kom. Ek is op pad na die goeie nuus, hou vas. Julle lyk baie ernstig. Ek weet dit so 'n bietjie, hierdie een is swaar, né? Ek is op pad na die goeie nuus toe. Daar's 'n spesifieke manier hoe ek en jy by God moet opdaag. Daar's 'n spesifieke manier hoe ons by hom kan uitkom. So kom ons kyk 'n bietjie. Hoe lyk daai manier? En Paulus, is 'n fenominale ou, het gegaan en hy het terugverwys na hierdie gebeurtenis op die berg van Sinaï. En ek wil hê jy moet gou jou Bybel oopmaak in Hebreërs 12. Hebreërs 12 vers 18. As gevolg van vrees het die Israeliete nie nader aan God gekom nie. Maar dit was nie 'n goeie vrees nie, dit was nie 'n vrees vir die Here nie, dit was 'n vrees want ek gaan dood. Okay? En daarom is dit belangrik dat ek en jy ons lewe so moet leef, dat ons elke dag, elke oomblik nader aan God kan kom, en dat ons nie vrees vir hom nie, maar dat ons 'n vrees vir hom het. Julle hoor wat ek sê, daar moet 'n honor wees, daar moet 'n awe wees, daar moet 'n eerbiedigheid wees vir hom. So Hebreërs 12 vers 18 sê, you have not come to a physical mountain, prys die Here, na Jesus. Jesus het op die toneel verskyn, en Jesus sê vir my en vir jou, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy maak vir ons die weg oop. Die volk moes deur Moses werk om by God uit te kom, maar prys die Here, ek en jy kan vandag sê, ons het Jesus Christus, deur wie ons kan werk. Jesus Christus is die mediator tussen ons en die Vader, tussen ons en God. So vandag kan ek en jy sê, prys die Here, deur Jesus Christus se dood aan die kruis en oorwinning oor die dood, het ek en jy vandag die vrymoedigheid en die boldness om in Jesus na die Vader toe te gaan. Okay, so you have not come to the physical mountain, to a place of flaming fire, darkness, gloom and whirlwind, as the Israelites did at Mount Sinai, for they heard an awesome trumpet blast and a voice so terrible that they begged God to stop speaking. Dit moes geweldig gewees het. Dat jy vir God sê, hou net op praat, u maak my bang. Vers 20, they staggered back under God's command. If even an animal touches the mountain, it must be stoned to death. Moses himself was so frightened at the sight that he said, I am terrified and trembling. You have come to Mount Zion. Ons is nou nie meer by die berg Sinai nie. Ons is nou by die berg Mount Zion. To the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to countless thousands of angels in a joyful gathering. You have come to the assembly of God's firstborn children, whose names are written in heaven. You have come to God himself, who is the judge over all things. You have come to the spirits of the righteous ones in heaven, who have now been made perfect. Vers 24. You have come
to Jesus, the one who mediates the new covenant between God and people, and to the sprinkled blood which speaks of forgiveness instead of crying out for vengeance like the blood of Abel. Be careful that you do not refuse to listen to the one who is speaking. For if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses, the earthly messenger, we will certainly not escape if we reject the one who speaks to us from heaven. When God spoke from Mount Sinai, his voice shook the earth, but now he makes another promise. Once again will I shake not only the earth, but the heavens also. This means that all of creation will be shaken and removed, so that the only unshakable things will remain. Since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe. Ek wil hê jy moet baie mooi luister na vers 29. Hy sê, for our God is a devouring fire. Ten spyte van Jesus wat vir my en vir jou gekom het, wat vir ons toegang gee tot die Vader, sodat ons hoër kan gaan, ten spyte van die vrymoedigheid wat ek en jy nou het, om in die allerheiligste in te beweeg as gevolg van dit wat Jesus gedoen het, bly God nog steeds 'n consuming fire. Ek en jy kan nie ligtelik net inbeweeg nie. We need Jesus. Daar is te veel boewe wat net inkom. Want hulle klim oor die hek, hulle klim oor die heining, hulle klim deur die venster, but it's only the one that goes through the gate that will receive God. En wie is die deur? Jesus Christus. Daar is nie 'n ander manier om by God uit te kom nie, dis net deur Jesus. En as jy nie 'n verhouding het met Jesus Christus nie, gaan jy nie in God se teenwoordigheid kan staan nie. It's dangerous. Because God is a consuming fire. Ek en jy moet op 'n plek kom in ons lewe waar ons kan sê, die Here is alles in my lewe en ek gaan alles in my vermoë doen om hierdie vergifnis wat Jesus vir my gee, te vat, te aanvaar en in my lewe in te bou en nee te sê vir sonde. Amen. Wat is sonde? Dit beteken missing the mark. Die woordjie sin kom van daai selfe woordjie wat sê die bullseye. En as jy met 'n pyl en boog gaan staan en jy skiet die pyl en die pyl vlieg en jy mis die bullseye, dan is dit sin. Dis sonde. So as jy die merk mis wat God vir jou gee, dan sondig jy. Dan sondig ons. Dis hoekom Paulus sê, ek is so kwaad vir myself, ek doen die dinge wat ek weet ek moenie doen nie. En dan doen ek nie die goed wat ek weet ek moet doen. Hoeveel keer het jy al goed gedoen? Jy weet jy moenie dit doen nie, dan doen jy dit. Dis nie moord nie. Dis nie 'n groot sonde nie. Dis net 'n boodskap wat die Here vir jou sê. Gaan sê vir iemand ek het hom lief. Jy weet jy moet dit doen en jy doen dit nie, jy het gesondig. Okay, daar is nou nie 'n ding soos 'n groot sonde nie, nee, maar julle verstaan in die konteks wat ek dit nou sê. As die Here vir ons 'n opdrag gegee het om te doen en ons doen dit nie, dan sondig ons. Why? Because we're disobedient. So sonde is nie net 10 gebooie nie. Sonde is om die merk te mis wat die Here vir my en vir jou daar gee. En ek en jy moet opskerp in dit wat ons doen. Ons moet opskerp in ons verhouding met die Here. Die Here gee vir ons confidence om in te gaan. Kom ons lees Hebreërs 10. Hebreërs 10 vers 19. And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. By His death, Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place.
And since we have a great high priest who rules over God's house, let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him. For our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Ouens, dis hoekom dit so belangrik is, dat wanneer ek en jy tyd saam met God spandeer, dat ons eers na Jesus toe gaan en sê, Here Jesus, dankie, dat U my skoon was met U bloed, was my witter dan die sneeu. Jy gaan deur daai proses van reiniging, van purification. Hoekom? Want dan in jou stilte tyd beweeg jy deur na die allerheiligste toe. En ek dink, in my opinie, ek dink dis hoekom baie mense in hulle stilte tyd, wat hulle tyd saam met die Here spandeer, nie effektiwiteit ervaar nie. Hulle ervaar miskien nie eers God nie, en dan sê die vyand vir hulle, maar weet jy, dit is, kyk hierso, jy het nou vir 'n halfuur lank Bybel gelees en gebid, en jy voel niks, en dan gebeur niks, en jy sien niks, en jy hoor niks, en dit is maar net skrif. Ek wil amper vir jou voorstel, maak jou lewe, reinig jouself, purify yourself, vra die Here om jou te vergewe en jou skoon te was, voordat jy verder ingaan in jou tyd saam met die Here. Sodat jy kan indruk, en baie keer is dit daai pressing in, jy voel miskien vir daai eerste halfuur nog niks, maar dis om in te druk, en te sê, Here, ek soek U, ek wil meer van U hê, dankie dat U my skoon was, dankie dat U my sondes vergewe, dankie Here dat ek met boldness in Jesus Christus na U troon toe kan kom. Dis net deur Jesus Christus, en dit is my volgende gedagte wat die Here vir my oopgemaak het, is, ons wil na sy troon toe gaan. Hoor julle waarheen wil ons gaan? Wie van julle wil na die troon van die Vader beweeg? As jy die prentjie het, waar jy na die koning toe kom, na die troon toe kom. Daar's protokol om by die troon uit te kom. Daar is 'n sekere manier om by die troon uit te kom. Ons kan met confidence, met boldness, met 'n oop hart na die Here toe kom. Ons kan na sy troon toe kom. But there's protocol. Jy kan nie net met sonde inkom en kom maak en breek soos wat jy wil nie. Nee, jy gaan sterf. Miskien nie fisies nie, maar in jou menswees. Jy gaan nie daai deursettings vermoë nie. Jy gaan nie daai deurbrake ervaar nie. Jy gaan nie die krag van God ervaar. Jy gaan inteendeel jy gaan net bad wees. Jy gaan voel, dis nie die plek waar ek moet wees nie. Ons almal wil by die troon uitkom. Luister mooi wat sê Hebreërs 4 vers 14. So then, since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to what we believe. Let us hold firmly to what we believe. This high priest of ours understands our weaknesses, for he faced all of the same testings we do, yet he did not sin. Het julle gehoor? Jesus was presies dieselfde versoek as ek en jy vandag. Was Jesus ook versoek met daai bottel? Was Jesus ook versoek met daai prentjies? Was Jesus ook versoek met hierdie ding en daardie ding? Die Bybel sê al die versoekings wat ons vandag ervaar, het Jesus ook ervaar. Yet he did not sin. Wat sê dit vir my en vir jou? Ek en jy het hierdie vermoë in Christus om nie meer te sondig nie. Om oorwinning te hê oor sonde. Om oorwinning te hê oor daai versoekings wat oor jou pad kom. En wat sê die Bybel? Wat is versoekings? Versoekings is daardie vleeslike begeertes in ons wat die duiwel opkom pik. Hy weet, vir jare het jy gesukkel met pornografie. Wat doen hy? Jy het oorwinning gekry, die Here het vir jou vrygemaak af van, prys die Here. Amen. Maar nou kom die versoekings. Jy's op social media en hier pop goed op wat jy nie eers van weet nie. Hier kyk jy TV en hier gaan die movie. Julle hoor wat ek sê, die versoekings is die heeltyd daar. Want jy was versoek, die vyand weet, dis waar jou probleem lê. Nou kom die versoekings. Ek en jy het die vermoë in Christus om oorwinning te hê oor elke versoeking. Partykeer kos dit net vir jou om die TV af te sit. Partykeer kos dit vir jou om te sê, ek gaan nie nou daar verby daai ding loop nie. Daar was 'n pastoor gewees jare terug. Hulle laai hom op by die lughawe
en hulle stap by die een gang af, en toe hulle by die een gang afstap, is al groot advertensie van 'n vrou wat in haar onderklere daar lê. So advertensie vir lingerie. En hy sê vir die ouens, is daar enige ander pad om uit te kom waar ons moet wees? Hulle sê, ja, maar dit is baie ver. Hy sê, great, ons vat die ver pad. Hoekom? Want al die pad wat hy hier moet stap, moet hy nou vaskyk in hierdie prentjie. Dis 'n fyn lyn, maar dis 'n versoeking wat jy oorwinning oor kan kry, om te sê, ek stap 'n ander pad. As jy laat in die aand huis toe ry en jy het 'n probleem met drank, moenie verby die drankwinkel ry nie, of verby die kroeg nie. Ry liewer die ver pad om. Hardloop weg vir die versoekings. Amen. Hoekom? Hoekom wil ons hierdie die wêreld gebruik het ons hierdie natuurlike menslike begeertes? Hoekom wil ons dit mis? Hoekom wil ons dit los? Ek het een antwoord, ek het 'n begeerte om by 'n heilige God tyd te spandeer. Ek het 'n begeerte om by sy voete te wees, en ek kan nie by sy voete sit en die heeltyd vashou aan my vlees nie. My vlees moet laaste kom. My verhouding met God moet eerste kom. En dit kos 'n prys. Dit kos 'n prys. Hoekom? Want baie van ons moes al vriende wegsê. Baie van ons moes al bande breek met familie en vriende. En dit kos 'n prys. Kos 'n prys. Maar prys die Here. Hy gee vir ons soveel meer vriende en familie. So ek wil jou aanmoedig, druk deur, soek God. Ons moet onthou, soos wat Hebreërs 4 vir ons sê, that we are entering into the, so vers 16, hy sê, let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. Ons moet verstaan, hierdie boldness wat ek en jy ervaar, om na God toe te gaan, daai boldness is nie 'n disrespek nie. Daai boldness beteken nie, ek kom net na God toe, want, hoe's dit Here? En ek gaan sit self op die troon. En ek sê vir die mense, julle moet nou maak wat ek sê, want ek sit op die troon. Dis disrespectful. Ons moet 'n respek hê vir ons God. Baie stil in die plek. Matteus 27, vers 50 en 51. Then Jesus shouted out again, and He released His Spirit. At that moment, the curtain in the sanctuary of the temple was torn in two, from top to bottom. The earth shook, rocks split apart, en dan gaan hy verder en hy verduidelik wat aangaan. God het die skeiding tussen mens en hom geskeur. Ek en jy in Christus het vrye toegang tot ons Vader. Kom ons leef ons lewens, dat ons elke dag by ons Vader se troonkamer kan inbeweeg. Ek wil hierdie gedeelte vir julle lees, want dit som alles so mooi op. 2 Korintiërs 3, vers 7 tot 18. The old way, the law, with laws etched in stone, led to death. Though it began with such glory that the people of Israel could not bear to look at Moses' face, for his face shone with the glory of God, even though the brightness was already fading away. Moses het tyd in God se teenwoordigheid spandeer, en hy het geskyn soos 'n lig. Dat hulle later vir hom sê, gooi net hierdie doekie oor hierdie veil oor jou. Vers 8, shouldn't we expect far greater glory under the new way, now that the Holy Spirit is giving life? If the
old way which brings condemnation was glorious, how much more glorious is the new way which makes us right with God? In fact, that first glory was not glorious at all compared with the overwhelming glory of the new way. So if the old way, which has been replaced, was glorious, how much more glorious is the new, which remains forever? Since this new way gives us such confidence, we can be very bold. Die Here wil hê dat ek en jy met courage and boldness and strength moet staan. Ons kan dit net staan in sy teenwoordigheid. Vers 13. We are not like Moses, who put a veil over his face so that people of Israel would not see the glory, even though it was destined to fade away. Luister baie mooi vers 14. But the people's minds were hardened. And to this day, whenever the old covenant is being read, the same veil covers their minds so they cannot understand the truth. And this veil can be removed only by believing in Christ. Die Here wil vir jou die dinge oopmaak. Die Here wil vir jou wys dat alles is okay. Die Here wil vir jou wys dat hy tyd saam met jou wil spandeer. Hy kan die veil wegvat, maar dit is net in Jesus Christus. Sê vir een langs jou, dis net deur Jesus. Yes, even today, when they read Moses' writing, their hearts are covered with that veil. And they do not understand. But whenever someone turns to the Lord, whenever somebody receives Jesus Christ as Lord of their lives, listen what happens. The veil is taken away. Ek en jy kan God se heerlikheid sien. Ons kan hom sien, ons kan hom beleef, ons kan hom ervaar. Hoekom? Want Jesus het dit vir my en vir jou moontlik gemaak. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. So, all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. We are changed into His glorious image. Ons kan dit net doen deur Jesus Christus eerste te stel in ons lewe. Dit beteken, ons los die sonde, ons los daai vleeslike begeertes, ons soek die teenwoordigheid van God. Dis baie lekkerder om dronk in die gees te wees, as om dronk van bottel te wees. Glo my. Pastoor. Dis baie lekkerder in God se teenwoordigheid. Dis baie lekkerder om sy suurstof in te asem, as om die rook van die wêreld in te asem. Ek wil vandag vir jou sê, alles wat tussen jou en God staan, kan oorwin word. Kan oorwin word. Hoekom? Want Jesus gee vir ons die krag. Jesus gee vir ons die krag. Ek wil hierdie Psalm vir jou lees. Hierdie Psalm is net fenomenaal. Psalm 24. Psalm 24. Luister baie mooi wat sê die Here, vers 1 tot 6. The earth is the Lord's and everything in it. Is jy in die aarde, is jy op die aarde? So jy behoort aan God. Jou man behoort aan God, jou vrou behoort aan God, jou kinders behoort aan God. Jou tuin behoort aan God. Jy moet dit mooi oppas. Jou hond en jou kat behoort aan die Here. Jou kar behoort aan die Here. Ek wil gou hier inkom. Ek is besig om 'n kursus te doen, 'n business accelerator kursus en die persoon praat en hy het 'n werkswinkel, auto parts, en hy sê die Here, die persoon kom laai 'n Chevy daar by hom af, 'n bakkie of 'n trokkie of ek weet nie, hulle praat met Amerikaners praat ons van 'n truck.
Dan weet ek nie, is nou 18-wheeler, so ek vermoed is 'n bakkie. Right? Maar dis 'n chef bakkie. Maar anyway, die bakkie kom daar so en dis 'n splinternuwe bakkie. Daar's 1000 myl op die bakkie en hy moet dit regmaak. En hy sê vir die ou, nee, moenie worry nie, ons maak dit reg. Paar dae, as dit reg. En die ou sê vir hom, moenie worry nie. Maak nie saak wat dit kos nie en maak nie saak hoe lank dit vat nie. Maak die bakkie net reg. Hy sê great en hy gaan aan. 'n week en 'n half later kry hy net nie die probleem nie. Die bakkie wil net nie start nie. Hy het elke liewe tekening van hierdie bakkie het hy deurgewerk, hy het die electrical deurgegaan, hy het die engine goeders deurgegaan, hy het alles deurgegaan. En in daai tyd is hy by 'n kursus waar hy luister oor die gawes van die Heilige Gees en spesifiek waar hulle praat oor knowledge of the gift of knowledge. En hy vra vir homself die vraag: God kan iets in 'n mens vir jou knowledge gee, want hy het die mens gemaak. Maar het God, kan die gawe van knowledge werk op iets wat die Here nie gemaak het nie? Soos 'n bakkie. Want die mense het dit mos nog gebou. En hy sê vir die ouens, by die werkswinkel ouens, as julle klaar gewerk het, sit net weer die bakkie daar binne, ek gaan vanaand, sal ek alleen kom werk, want die ding moet môre reg wees. So hy is nou 'n bietjie onder druk. En hy gaan in die aand, en hy gaan werk, en hy soek, en hy soek, en hy soek. En hy heeltyd is hierdie ding besig om by hom te maal. Kan God vir my ook 'n word of knowledge gee vir hierdie bakkie? En hy kyk so rondom, hy sê, hy is alleen in die werkswinkel, en hy gaan sit sy hande op die bakkie, en hy sê, Lord, give me a word of knowledge, so that I can fix this thing. En hy sê, dit is nie 'n engel wat aan hom verskyn het, of hierdie ding wat nou gebeur het, en die aarde het nie geskit nie. Hierdie gedagte kom net deur sy kop. Daar's 'n draadjie onder die bumper, wat nie reg is nie. En hy dink by homself, kan nie dit wees nie. Die schematics wys, daar is nie so draadjie nie. Die plan van die bakkie wys, daar is nie so iets nie. Langs so die kort te maak, en hy besluit, hy gaan nou maar net kyk. En hy klim daar, en hy gooi hy lift die bakkie in die lug op, en hy's daar onder die bumper, en lo and behold, daar's 'n draadjie stikkend. Al wat hy doen is, hy connect die draadjie en start die bakkie. Week en 'n half se probleme. Ek wil vandag vir jou sê, as ons lees, the earth is the Lord's, and everything in it, dan beteken dit alles. Ek het al 'n kar gery sonder petrol. So Here kan diesel of petrol ingooi in 'n venture, dan kan hy jou help met jou adventure. Ek was in diensjaar gewees. Ons het al die alternatiewe roetes gery, want ons het nie geld gehad vir die tolhekke nie. Toe ry ons al die alternatiewe roetes wat ons nie geweet het verder is nie. En die gauge van die venture was stikkend, so jy moes werk op die kilometers. En ek het nie die bilte in ag geneem nie. So ek kon nog, volgens my, nog ten minste 50 of 60 kilos ry. 20 kilometer voor ons huis, toe vrek die kar. Julle ken daai vrek. En die kar wou nie start nie. En ek sê vir die Here, Here, ek is moeg. Ek het nou net 9 ure gery. Ek is moeg. Ek kan nie nou nog na 'n garage toe stap hier in Benoni nie. Dis wild west. Ek gaan nie stap nie, en ons bid. Ek sê vir die ouens, nou gaan julle bid en ons vertrou die Here. En ons staan by daai petrol cap en ons bid. En die ouens sê, kom ons start hom. Jesus, ons geloof was vol. En ons klim in daai venture en ons ek sê, ouens, julle moet bid. Hierdie kar moet start. Ek sê, as hierdie kar nie start nie, loop julle. Jesus, toe begin daai ouens bid. Lank storie kort te maak, ons bid, en toe ek weer daai sleutel so draai, toe start hy. Ek ry tot binne in die plot, waar ons gebly het, en die kar vrek binne in die plot. Ek moes letterlik die volgende dag met die spanleier se kar ry, gaan petrol koop en
Die Here kan amazing goed doen. So wanneer ons lees, the earth is the Lord's and everything in it. The world and all its people belong to him. By God is alles moontlik. For he laid the earth's foundations and the seas and built it on the ocean depths. Who may climb the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? Only those whose hands and hearts are pure, who do not worship idols and never tell lies. They will receive the Lord's blessing and have a right relationship with God, their Savior. Such people may seek you and worship in your presence. Is dit nie 'n amazing psalm waar die Here sê, as ons lewe reinig voor hom, en hoe doen ons dit? Deur ons lewe vir hom, vir Jesus te gee, en te sê, Here Jesus, kom wees U die redder van my lewe, kom was my skoon, kom reinig my, kom verlos my met U bloed. Ek neem U aan as my verlosser en my saligmaker. Is daar enigiemand in hierdie plek wat nog nie sy lewe vir die Here gegee het nie? Wat sê, ek wil graag my lewe vir die Here gee. Ek wil Jesus Christus aanneem as my verlosser en my saligmaker. Is daar enigiemand hier? Steek gou vinnig jou hand op. As jy vandag jou hart vir die Here wil gee. Net deur hierdie antwoord, dat daar niks hande opgekom het nie, sê vir my dat elke liewe persoon wat in hierdie gehoor sit, het al sy hart vir die Here gegee. Amen? Okay, so ek wil nou vir jou goeie nuus gee. Jy het die boldness, en jy het die krag, en jy het die vermoë, om vry te wees van sonde, om jouself te purify in Christus. Want jy kan dit nie deur jou eie vermoë doen nie. Dis net deur Jesus Christus wat jou kan purify, en dan sê Jesus, dan sê God vir ons, come up to the mountain, come up higher. En dan kan ek en jy sê, let's go. Hoekom? Want ons lewe is skoon voor God. Die hardste werk wat ek en jy ooit in ons lewe sal hê, is om weg te bly van sonde. Maar dit is ook die maklikste werk om te hê. Hoekom? Want ons het vir Christus, wat vir ons die krag gee om dit te doen. Van julle het net nodig om vanoggend te hoor, hou aan, druk deur, moenie ingee vir dit wat die vyand voor jou kom neersit nie. Psalm 15 vers 1, who may worship in your sanctuary, Lord? Who may enter your presence on your holy hill? Those who lead blameless lives and do what is right, speaking the truth with sincere hearts. Those who refuse to gossip or harm their neighbors or speak evil of their friends. Those who despise flagrant sinners and honor the faithful followers of the Lord and keep their promises even when it hurts. Het jy nou net gehoor wat sê die Here vir my en vir jou? Those that keep their promises even if it hurts. Ons moet mense wees wat ja is ons ja en ons nee is ons nee. Those who lend money without charging interest and who cannot be bribed to lie about the innocent, such people will stand firm forever. Dis goeie nuus vir my en vir jou. Goeie nuus. Sê vir die persoon agter jou, hey, dis goeie nuus. Goeie nuus. En dan sluit ek af met hierdie versie. James 4 verse 8. Come close to God, and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Dis tyd, lig en lewe, dis tyd om op te staan en God te soek met alles wat binne ons is. Dis tyd om die dinge van hierdie wêreld een kant toe te skuif en te sê, ek begeer God se plan en droom vir my lewe. Ek begeer sy teenwoordigheid. En ek en jy kan net in sy teenwoordigheid inbeweeg in Jesus Christus. Dis die goeie nuus. Jog, ons het met doom en gloom begin, hè?
Ons het begin op die mountain, ons het gesien, as ek oor hierdie boundary gaan hulle my skiet met 'n pyl. Prys die Here. Jesus het op die toneel verskyn. En hy het gesê, there is no more boundary. I am the door. Whoever wants, come. Come. Almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe, sê die Here. Kom na my toe. Hê die boldness, hê die vrymoedigheid. Maar in dit kom ons en ons groei. En ons gaan dieper. En ons gaan weier. En ons gaan verder. En ons gaan hoor. En hoe doen ons dit alles? Deur op ons knieë te bly. En te sê, Here, ons volg U. In Jesus naam. Nommer 1. Jy moet tot wedergeboorte kom. Daar's vriende en familie wat tot wedergeboorte moet kom. En ek en jy is die manier hoe God hulle kan aanraak. So kom ons reflect sy heerlikheid. Kom ons reflect sy lig. Ek en jy is die een wat moet vertel. So kom ons vat hierdie lewe van Jesus wat hy vir my en vir jou gegee het. En kom ons deel dit met ander mense. Kom ons deel hierdie goeie nuus met mense rondom ons. Gaan ons dit hierdie week doen? Ek wil hê dat ons moet meer gefokus wees om vir die Here jammer te sê wanneer ons gesondig het. Om vir die Here jammer te sê dat ons nie gedoen het wat hy vir ons gevra het om te doen nie. Vergifnis is so belangrik. En weet julle waar begin dit? Dit begin deur ander mense wat jou kwaad aangedoen het te vergewe. Want Jesus leer vir ons 'n gebed in Matteus 6 sê hy, Here vergewe ons skulde soos ons skuldenaars vergewe, soos ons skuldenaars vergewe. Here vergewe ons soos ons die ander mense vergewe. As ons nie die ander mense ten volle vergewe nie, weerhou ons die Here om ons ten volle te vergewe. Maak los. Vergewe die mense rondom jou. Vergewe die mense agter jou. Vergewe die mense voor jou. Vergewe die mense langs jou. Vergewe jou man. Vergewe jou vrou. Vergewe jou kinders. Vergewe jou pa en jou ma. Vergewe jou baas. Vergewe. Sodat jy ook kan vergifnis ontvang. Amen. Kom ons staan. Ons het die afgelope paar weke het ons gepraat oor growing deeper. Ons het gepraat oor going deeper. Ons het gepraat oor going wider. Ons het gepraat oor going further. En vandag praat ons oor going higher. En van volgende week af gaan ons indruk in God se teenwoordigheid in. So ek wil julle uitnooi, purify yourselves, so that we can enter into. En met die conference, wat ons dan aan die einde van die maand het, die 27ste, 28ste en 29ste, dan gaan ons hierdie Psalm 24 en Psalm 15 gaan ons doen. 27, 28 en die 1ste Maart. Het ek nou gesê 24? 29. O ja, Februarie het 28 dae. Okay. So 27, 28 en dan die 1ste Maart gaan ons tyd spandeer in die Here se teenwoordigheid. En dan gaan ons vra, who may climb the mountain of the Lord? Who
may stand in his holy place. As jy kom met skoene, dis alright, jy kan jou skoene kom uittrek. Want ons gaan op heilige grond staan. Ons gaan op heilige grond staan. Ek het so 'n verwagting in my hart, dat die Here mense gaan kom vrymaak, mense gaan kom losmaak, mense gaan tot bekering kom, mense gaan dieper, wyer, verder en hoër beweeg, terwyl ons in sy teenwoordigheid tyd spandeer. Moet dit nie mis nie. Ouens, al wat ek en Leanne kan doen, en die bestuur kan doen, is om geleenthede kan skep. Dis 'n geleentheid vir my en vir jou. Maar dis ek en jy wat die werk gaan moet doen, te sê, ek gaan deurtrek. Ek gaan na die conference toe. Ek weet nie wat om te verwag nie, maar al wat ek weet is, ek soek die Here se teenwoordigheid. En hoe dit ook al mag lyk. Ek glo die Here gaan vir ons nuwe dinge kom oopbreek, nuwe dinge kom wys, nuwe ervarings kom gee. Hy gaan ons afsluit van die verlede. Ek ervaar in my gees, ons baie mense vanoggend hierso wat nog vashou in jou verlede. Wat nog terugkyk na die verlede en sê, ag, kan dit nie maar wees soos toe nie. Nee, die Here het vir jou beter in stoor. Die Here het vir jou beter in stoor. Die Here het vir jou beter in stoor. Vergeet die verlede was nice. Berg Sinaï was nice. Maar daar kom 'n tyd waar ons met boldness in sy teenwoordigheid kan instap. Dit is nodig om van een plek na die volgende plek toe te gaan. Moet dit nie mis nie. Moet dit nie mis omdat jy lui is nie. Sorry, was dit regheid? Moet dit nie mis omdat jy verskonings het nie. Eendag is eendag wat jou verskoning en my verskoning nie meer gaan werk nie. Want dan is dit deur toe. Kom ons gebruik hierdie tyd om onsself voor te berei. Want ek wil vir julle sê, dit gaan nie makliker raak nie. Die wêreldsisteem gaan nie makliker raak nie. Maar prys die Here, al raak dit moeiliker in die wêreld, het ons as kinders van die Here vrede en blessings. Hoekom? Want ons is in sy teenwoordigheid. And there where the Lord is, there is freedom. Meeste van hierdie Bybelboeke is geskryf terwyl Paulus in die tronk gesit het. Dink daaraan. Ontvang die seën van die Here vanoggend. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Here, dis ons begeerte. Dis om in U teenwoordigheid te wees. Here, dankie dat in Christus het ons vandag die boldness en die vrymoedigheid om in te beweeg. Here Jesus, ek vra dat U ons sal kom reinig, was ons skoon met U bloed. Here, dat elke liewe dag van ons lewe, dat ons bewus sal wees van U teenwoordigheid, dat ons bewus sal wees van dit wat U in ons lewe wil kom doen. Here, help ons om die ou dinge neer te lê. En help ons om in dit in te stap wat U vir ons instoor het. Mag U naam verheerlik word. En Here, soos wat ons dan as 'n gemeente hierdie week gaan uitbeweeg in ons verskillende areas, bid ek dat ons die lig van Christus sal reflekteer, die lewe van Christus sal deel met ander, en werklik so hierdie week lig en lewe te wees, daar waar ons beweeg. Nie om gesien te word nie, Here, ons wil nie gesien word nie, ons wil net hê dat mense 'n ontmoeting met U moet hê, en dat hulle U moet ervaar in en deur ons lewe. Ons dank U daarvoor. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Groet mekaar, seën mekaar, en ons sien mekaar volgende week, selfde tyd, selfde plek.